Geliefdes, ons skriflesing kom vanoggend uit Jesaja 60 verse 1 en 7 en ek gaan uit die 2020 vertaling lees. Die wat Bybels het, kan hulle Bybels oopmaak by Jesaja 60 1 tot 7. Andersins sal die teks op die bord wees. Voor ons die woord van die Here gaan lees, laat ons ons hoofde buig in gebed en vra vir die seën van die Here om ons. Here, wanneer ons die woord van U benader, besef ek, Here, ek besef met eens dat ek nie die draer is daarvan. Ek besef dat ek die diensknegt is in diens van my medemens, Here, in diens van U kerk. My God, in nederigheid besef ek ook die woord om die woord verantwoordelik oor te dra en verduidelik aan ons gemeente. Here, daarmee gesê, nooi ons U Gees om deel te neem aan ons diens, om die woord vir ons oop te maak sodat dit vrug sal dra in elkeen van ons wat sal luister. Ons vra die Gees van God om ons te help sodat elkeen van ons aanvanklik sal wees vir die antwoord van die woord en dat niks en niemand ons sal verhinder om te hoor wat U vir ons wil sê, my God. Here Jesus, ek vra ook in besonder dat U alles in my sal verwyder, wat die verkondiging van die woord sal verhinder. Seën die woorde van my mond en laat die oordeenking van my hart U lof besing. Seën hierdie gebed in U heilige naam. Amen. Jesaja 60 verse 1 tot 7 lees as volg. Staan op, laat jou lig skyn. Ja, jou lig het gekom en die heerlikheid van die Here skyn oor jou. Ja, kyk, donkerte bedek die aarde en die diepte duisternis die volke. Maar oor jou skyn die Here en oor jou word sy heerlikheid sigbaar. Nasies sal na jou lig trek en konings na die helder lig van jou sonopkoms. Kyk om jou rond en neem waar. Hulle almal kom byeen. Hulle kom na jou toe, jou seuns. Van ver af kom hulle aan, jou en jou dogters, op die heup word hulle gedra. Dan sal jy sien en jy sal straal. Jou hart sal vinniger klop, dit sal rein word. Van die see se oorvloed sal by jou uitgestort word. Die nasie se rykdom sal na jou toe kom. 'n Magdom kamele sal jou oordek, jong kamele uit Midian en Efa. Almal uit Skeba sal kom, goud en wierook sal hulle dra. Die goeie nuus van die Here se geloofwaardige dade sal hulle verkondig. Al die kleinvee van Kedar word vir jou bymekaar gemaak. Die ramme van Nabayot is tot jou beskikking. Hulle sal as aanvaarbare offers na my altaar opgaan. My roemryke huis sal ek verheerlik. Gemeente, ons kernteks is vanoggend Jesaja 60 vers 1 tot 7. Maar ons gaan werk deur die hele Jesaja 60. Ons tema van vanoggend is nuwe lig. En vanoggend vier ons Epifanie, wat afgelei is van die Griekse woord Epifania, wat Gods verskyning of Gods openbaring beteken. Gemeente, hierdie is die eerste Sondag van 2025. En ons wil dit vandag vier deur Epifanie, deur die Godverskyning wat destyds al reeds deur Jesaja geopenbaar is aan die volk. Dit word gesê dat Epifanie word gevier na die 12 dae van Kersfees op 6 Januarie. Dikwels word die keuse gemaak om dit te vier op die naaste Sondag aan 6 Januarie, wat hierdie jaar 5 Januarie is vandag. Daar word vertel dat die besoek van die sterrekykers uit die ooste en die geskenke wat hulle saamgebring het, word met Epifanie verbind omdat sterrekykers deur hulle optrede Jesus as God erken het.
Geliefdes, in hierdie gedeelte van Jesaja hoor ons die verwoeste volk in ballingskap dat die Here vir hulle 'n mooi en heerlike einddoel het. Daar gaan nuwe lig opgaan vir Juda en vir Jerusalem. Jerusalem gaan weer na die ballingskap, gaan hulle weer herstel word. Die verstrooide volk van God gaan uit ballingskap teruggebring word na Jerusalem toe. Deur Jerusalem en vir Juda te herstel en die volk terug te bring na hulle land, gaan die Here sy doel met die nasies bereik. Lig en ander seëninge sal oor al die mense van die aarde kom, nie slegs oor Israel nie. Dit beklemtoon God se fokus op alle mense, Jode en heidene. Gemeente, laat ons 'n bietjie deur hierdie teks stap en dat ek net vir u, ons gaan nou nie al die verse van Jesaja 60 gelees nie, maar ek gaan net vir u 4 gedeeltes uitwys wat onderstreep word op die tema vir nasies kom na jou lig toe. Eerstens in Jesaja 60 verse 1 tot 3 gee God die lig in Jerusalem vir die nasies. Dan sien ons dat Jerusalem word weer vol van sy mense en geskenke van die nasies vanaf vers 4 tot 7 en verse 8 tot 12. Jerusalem word weer opgebou, deur almal geëer. En dan die 4de gedeelte vanaf vers 13 tot 22. Die tempel word herbou as die stad van die Here, waarin hy as ewige lig sal bly. Gemeente, dit is interessant hoe baie die tema lig in Jesaja gebruik word. Hierdie lig verbind God as die bron van ons bestaan. Dit word gekontrasteer met die duisternis waardeur ek en u gaan. En die dienaar van die Here word spesifiek as God se lig vir die nasies uitgespel. Hier word Jerusalem nou opgeroep om hulle lig vir die nasies te laat skyn. Maar hoekom? Want vir jou het die lig gekom, soos geskrywe staan in Jesaja 60 vers 1. En die lig is niks anders as die magtige teenwoordigheid van die Here wat vir ewig hulle lig sal wees nie. Vers 3 beskryf die effek wat die lig van die Here se teenwoordigheid op die nasies en die konings het. Die glans van God se heerlikheid en die getuienis oor God se trou oorweldig alles en almal. Die nuwe dag wat deur God se teenwoordigheid vir Jerusalem aanbreek, trek mense buite Jerusalem se aandag. Hulle neem waar God in ruimte gebeur of wat in God se ruimte gebeur. God se heerlike teenwoordigheid trek aandag en dit lok ander mense. Geliefdes, dit is nie die mense van Jerusalem wat terug gaan kom nie. Die nasies sal met hulle skatte ook hulle goedkeuring gee aan wat God vir sy volk doen. Die verwysing na die goud, skatte en rykdomme wat die nasies bring in vers 6 herinner die kerk deur die eeue aan Jesus se geboorteverhaal wat opgeskrywe is in Matteus 2 met die goud, die wierook, die mirre wat die nasies by wyse van die sterrekykers uit die ooste na die koningskind bring. Die middele om Jerusalem te bou kom van ver af. Het kom vanaf Tarsus in Spanje. Jerusalem se eer en roem word daardeur vermeerder. En ons moet oplet hoe die hele gedeelte afstuur op die beskrywing van God wat weer die middelpunt van die stad en die volk sal wees. Hy, Jesus Christus, is die ware sentrum van die stad en die volk, wat nie net die inisiatief geneem het om hom oor hulle te ontferm nie, maar baie spesifiek sorg dat sy optrede nie 'n nuwe eksklusiewe gemeenskap het nie, eksklusief buite, maar 'n inklusiewe wat almal insluit, Jood en nie Jood insluit.
Hierdie temas uit Jesaja 60 word dan verder in die Nuwe Testament ontwikkel. Soos in die geval is met Jesaja 9 vers 2, word hierdie lig die teken van die magtige teenwoordigheid van God. In die Nuwe Testament verbind dit met Jesus. Om die waarheid te sê, Johannes gebruik die tema van die lig nie net in sy voorwoord nie van sy evangelie om Jesus se bediening te beskryf nie, maar Jesus eien dit vir homself toe. Ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die ewige lewe hê. Opgeskryf so in Johannes 8 vers 12. Daar word geskryf deur 'n teoloog die gebeure van Jesaja 60 met die frase the great reversal, die groot ommekeer. So hier in Jesaja 60 vind 'n totale ommekeer plaas, 'n nuwe skepping kom tot stand. Die volk kom terug vanuit ballingskap en sien hierdie nuwe lig vir hulle oopgaan. Onder die volkere is daar 'n ommekeer in houding van 'n vyandigheid na welwillendheid. Die kenmerk van die herstel van Jerusalem is die lof wat die volke aan die Here sal bring vir sy groot dade. Jerusalem word die lig vir die hele aarde. Hoe kan ons hierdie teks terugbring na Oudtshoorn toe? Terugbring na ons hede toe? Terugbring na 2025 toe? So wat sê al hierdie gebeure in hierdie teks in ons eie omgewing? Hoe hoor, of laat ek sê, ons hoor hoe die ballinge terugkeer en hoor van die groot ommekeer wat God vir Juda en die volke bewerkstellig het. Maar watter lig laat dit val op ons eie vrae oor hoe God in ons teenwoordigheid is? Met Epifanie 2025 kyk ons saam met die res van die wêreld terug op die lewensveranderde gebeure wat in 2024 plaasgevind het. Waar en hoe skyn God se lig vir ons aan die begin van 2025? Waartoe roep God die wêreld en sy kerk in ons tyd op? Jesaja 60 beskryf as 'n ware 'n global village waar die hele wêreld met mekaar verbind is en waar God die middelpunt van alles vorm. Dit gebeur deur die lig wat vir God se volk opgaan en vir die lig en die getuienis wat die volk teenoor die wêreld uitstraal. Tradisioneel word die boodskap van die nasies wat na die lig in Jerusalem en Juda kom verbind met die wyse manne uit die ooste, wat as verteenwoordigers van die heidense nasies kom om eer te betoon aan God se lig wat in Bethlehem in Juda uit die krib van Josef en Maria se seentjie skyn. Die koms van Jesus is hierdie groot ommekeer. Die herdenking van die geboortedag wat ons vier op 25 Desember is hierdie groot ommekeer. En as ons die geboorte van Jesus Christus nie as 'n ommekeer sien nie, gaan dit word vir ons soos 'n rondomtalie wat elke jaar om afspeel en ons lewens gaan maar net van die vorige jaar oorgaan na die volgende jaar. Maar Jesaja kom sê vir ons dat die koms van Jesus vergelyk word met die groot ommekeer, die vernuwing, die herstel, die herskepping van ons wêreld. In Jesus raak God die wêreld aan. Kom God tot by ons, die Immanuel, bring God vir ons nuwe lig en nuwe lewe. Dit is vandag die eerste Sondag van 2025. Die een jaar keer om in die ander jaar. Ons is by 'n skanierpunt. Daar is 'n deur wat oopswaai en ons stap van een jaar na die ander oor. So bring die eerste Sondag twee tydperke byeen, die jaar wat pas afgesluit is en dan die nuwe jaar wat vandag 5 dae oud is. By hierdie Sondag op die wentelpunt van die jaar en terwyl die lewe voortsnel, is die woord van God die skanier wat ons aan hom verbind. Hoor God se woord
terwyl jy onseker is oor die lewe. Soggens stap ek altyd, as ek preek, as ek aan diens is, stap ek so om die kerkgebou en ek vra vir myself, hoekom bid ons? Ons bid omdat ons glo dat die een na wie toe ons bid, dinge sal verander. Maar wanneer ons Kersfees herdenk en nie hierdie omwenteling in jou lewe sien gebeur nie, dink ek dat gebed nie enigstens 'n doel het in ons lewe nie. Ek dink as ek so buite om hierdie kerkgebou stap dat Jesus het gekom om vir elkeen van ons 'n veranderde 2024 na 2025 te kan kom bewerkstellig. Dit is moeilik om die ou dinge wat in 2024 gebeur het, nie 'n bietjie saam te vat na 2025 toe nie. Want dit gaan van ons nie mens maak nie. Ek noem altyd in die CAB, daar waar ons in diens staan vir persone wat verslaaf is aan alkohol en dwelms, dat ek altyd my rugsakkie saamdra, sodat wanneer ek by iemand kom wat nodig het om nugter te word vanuit alkohol, ek my rugsakkie kan afhaal, 'n tool kan uithaal en daardie persoon kan bemoedig. Maar slegs wanneer dit wat in die verlede is, iemand anders in die toekoms kan bemoedig, kan ek met versigtigheid sê, vat dit saam. Dit wat goed is, vat dit saam. Of dit wat ten goeie kan meewerk, vat dit saam. By hierdie Sondag, soos geskrywe staan, op die wentelpunt van die jaar en terwyl die lewe voorstel, is die woord van God die skanier wat ons aan hom verbind. Maar wanneer die media ons met hierdie bondige oorsig aan die hoogtepunte, die laagtepunte, die skandes en tragedies van 2024 herinner, versterk dit ons gevoel van onsekerheid. Dit beklemtoon ons menslike broosheid op die drempel van 'n nuwe tydperk. Huldeblyke van bekende en invloedryke mense, as ook slagoffers wat die afgelope jaar gesterf het, bevestig die kwesbaarheid van die menslike situasie. Niemand leef vir altyd nie. Beelde oor die droogte wat steeds op baie plekke in ons land heers, skets 'n ewe verontrustende prentjie van wat 2024 ingehou het oor na 2025 toe. Ekonome waarsku dat 2025 groot ekonomiese eise aan almal gaan stel. Politieke tussen- en binnengevegte skep ook nie juis rustigheid en vertroue by ons as burgers nie. Die vraag is, sal die skanier waarin ons lewe hang, ons deur 2025 dra en ons stewig in stand hou? 'n Mens wonder oor hierdie skanier self. Wat is die skanier waarin jou lewe hang? Wanneer ons bid tot God, dan plaas ons hoop in gebed. Soms is dit moeilik om te vra wat jy nie kry nie. Maar soos nou onlangs het ons gehoor in 'n preek wat gedoen was hier in die kerk, ek dink is ek, wat daar gepraat word van die 700 jaar tydperk. So, ons vier Epifanie oor die godsverskyning in ons wêreld. Die Epifanie boodskap is driedelig. Eerstens, God het ons wêreld in ons wêreld verskyn, deur die duister en deur die donker.
En hy verskyn steeds op verrassende wyse en onverwagse tye. Tweedens, God se lig het ons donker wêreld in Jesus Christus kom verlig, as die lig wat die duisternis uitdoof. Die nuwe lig. Gemeente geliefdes, as ons nie daar die nuwe lig gaan sien, gaan raak sien, nie in onsself nie, maar in ons medemens, is die geboorte van Christus Jesus taboe. Dan hoef ons nie die geboorte van hierdie verlosser te vier nie. Want Jesus het gekom om die nuwe lig in ons lewe aan te steek, sodat ek en u lig vir iemand anders kan wees in daardie persoon se duisternis. Derdens, herinner Epifanie ons aan die heidense sterrekykers, wat die ster gesien en as getuienis van Christus se geboorte Bethlehem toe gereis het. U kan sien hier in Jesaja gaan dit alles oor die nuwe lig. Jesus wil Juda en vir Jerusalem vanuit hulle duisternis haal. So kom Jesus ook vandag en hy kom maak 'n oproep aan Oudtshoorn. Hy wil Oudtshoorn uit hulle duisternis en hulle donkerte haal. God se lig is in hierdie tyd van swaar kry. Dit is ons hoop. Gemeente, ek wil dit herhaal. God se lig is in hierdie tyd van swaar kry ons hoop. Epifanie herinner ons dat ons nie die lig is. Dat die wêreld nie die lig het nie. Ons het God se lig nodig. Ons het die verskyning van God se genade nodig. Ons kan onsself nie red nie. Ons het God nodig vir redding. Ek wil afsluit, gemeente. Ons het die redding vir ons onmiddellike omstandighede nodig, soos die Jode in ballingskap. Maar ons nood is meer as ons dreigende omstandighede. Ons nood is vir ons vervreemding van God en mekaar. Dit is hoekom ons omstandighede ons onderkry, omdat ons vervreemd is van die Here Jesus Christus. Die verlossing wat God bring deur Jesus bring ons na mekaar toe. Dit bring ons in aanbidding tot die Here Jesus Christus na mekaar toe. Dit gaan nie hier oor ek en u nie. Dit gaan alles oor die God wat gekom het om ons te verlos. So Israel word in ons teks die aantrekkingskrag vir die heidene nasies na God toe en na sy nuwe toekoms vir al die nasies. En wanneer die nasies na Israel toe aangetrek word hulle bewus van God se heerskappy, van wet en orde, geregtigheid, oorvloed en dat God tussen sy volksgenote lewe. Wow. As ek nou daai praat en gesê, dan voel dit, dan sien ek hoe teenwoordig die God van ons lewe hier tussen ons beweeg. Maar steeds is ons bang. Net so broos soos sy disippels toe hulle in die boot was toe hy gelê en slaap het. En so voel ons soms dat ons nie God in ons lewens het nie. Maar gemeente, ek kan vir u sê, om God te ervaar in ons lewens, kort oefening. Dit help nie ons kom elke Sondag kerk toe en ons gaan met ons lewens voort die Maandag tot die volgende Sondag asof niks gebeur het nie. Wanneer ons in God lewe en wanneer ons ons lewe aan God wy, moet ons verhouding met God hê elke dag. Want ons is die kerk van God. As ons uitbeweeg hiernaartoe, beweeg God saam met elkeen van ons. En so op hierdie wyse moet ek en u vir God hanteer en respekteer en voor eerbied hê wanneer ons uit die gebou uitstap. Want ek en u is die kerk. Die
kerkgebou bly hier agter, maar ek en u, God binne in ons, beweeg uit en so moet ons gemeenskap, verhoudinge bou met die lig wat God in ons geplaas het. God skep sy kerk op aarde in Jesus Christus as 'n gemeenskap van lig, wat lig uitstraal na ons hele omgewing. Ons taak is om mense na God toe te trek, deur ons woorde en ons optrede. Ons taak is om mense na God toe te trek, deur ons woorde en optrede. As ek en u vandag uit hierdie gebou uitstap, wat se geur gee ek en u af as ons in die strate, in die buitelewe ingaan? Gee ons daai geur af van dat God in ons leef, daardie onvoorwaardelike liefde. Ek vra altyd wanneer ek in 'n keuse, in moeilike keuse staan, dan vra ek vir myself, wat sou die Here gedoen het? En dit is altyd 'n moeilike antwoord wat jy gaan kry, want God doen nie wat die mens sal doen nie. God doen die ongewone. God tree nie op soos ek en u nie, maar God het sy seun gestuur sodat ek en u die leefwyse van Jesus kan aanneem, sodat ons kan poog om te kan optree soos Jesus sou opgetree het. Ons buig onder die regering van God en ons leef soos God van ons vra. En op hierdie manier word ons 'n bron van lig vir mekaar en ons omgewing. Ook wanneer kanker, ekonomiese rampspoed, alkohol en dwelmverslawing en droogte ons wurg. Ons fokus op hierdie taak om liefde uit te straal, om 'n bron van hulp te wees vir mekaar en ander se laste te dra en God as die middelpunt te stel. En soos die sterrekykers buig ons voor Jesus en ons dien vir Jesus. Ons is altans, hy is ons nuwe lig vir 2025. Amen. Here, dankie vir die woord wat kom bevestig dat U die lig is vir hierdie wêreld. Here, en wanneer daardie lig op elkeen van ons skyn, gebeur daar nuwe dinge in ons lewens. Jesus, daar is 'n hele ommeswaai in ons lewens wanneer daardie nuwe lig op ons skyn. Baie van ons het hartseer beleef, of beleef tans hartseer en droefheid. Baie van ons sit in finansiële moeilikheid. Baie van ons weet nie waarheen om te gaan nie, want ons het geen heenkome nie. Here Jesus, die kanker is weer terug. Here Jesus, die verslawing het weer sy kop uitgesteek, want ons het onverantwoordelik fees gevier, of die druk van die lewe het net weer gebeur. En ons sit weer op die ashoop. Die Here roep, staan op, want ek is die lig in jou donker. Ek is die nuwe lig waarvoor die duisternis pad gee, en daardie nuwe lig, daardie nuwe hoop, gee ek jou, sodat jy vir jou medegelowiges kan gaan oordra, en nie net vir jou medegelowiges nie, maar ook aan die wat nie glo nie. Vader, ons sal van vandag af, Here, van nou af, sal ons toelaat dat die Heilige Gees ons help om geleenthede raak te sien, waar ons die nuwe lig met ander kan deel. Amen.